so sit, kom ons laat met die hoofde. Almagtige God en Hemelse Vader, U is die een wat is, en wat was, en wat kom. U is die een wat gee, en die een wat neem. Soos U vir ook vir ons gegee het, en geneem het. Die bystand is so kosbaar in elke U. En deur hierdie genade leer ons hierdie leed verduur. En waar is daar ooit 'n beter lig te kry, Here? Die Gees bly ons onfeilbaar by. Heilige Gees, mag U elkeen wat hier so sit vasvat, mag jy dit troos in hierdie hartseer tyd. Amen. Aan die familie, Gert en almal, Aletta, mag die Here julle vashou in hierdie tyd, en mag die Heilige Gees julle troos, en alle simpatie ook van ons, van die kerk, en van die gemeente. Sterker in die tyd. Ons gaan vir so 'n oombliekie kyk na 'n paar foto's van Dirk, en dan kyk ons saam en luister na die volgende.
so kyk, as 'n paar wat hy nog as trots was. Ook, en so. En as ons so sit, dan sien ek al die vriende wat hier is. En ek sien die heerske ouens wat saam met hom seks speel. En dan daai een skyfie kyk te wonder ek, wie was nou reg en wie lê op daai plek die naaste? En ek het probeer kyk, maar ek kon nou nie sien. Maar almal wat hier so sit, en ek glo baie meer weet ons het Dirk verskriklik baie voorbetree. Al was dit maar net op die manier hoe hy ons gegroet het. En die boodskap wat hy so uitgelewer het. Toe Gert met my praat het en sê, bietjie, ons gepraat het oor vandag. En sê my, ek wil graag ek moet praat oor gee. En sy pa het 'n oop hand gehad. En altyd gegee en was vriendelik gewees. Want dit is wat sy pa beskryf. Dirk Brood, Dirk Visser, soos sy regte naam dan is. En wat vir Saskia Brood afgelewer. Almal ken. Almal in die dorp ken. Jy kan maar net kyk, as hy verby kom en hy kom met daai stewige handdruk en hy druk jou so ekstra bietjie hard. Ek weet, ek was altyd reg, in die begin was ek nie reg, ek moet weer ken toe. Is ek ook reg aan die kant met my handdruk. Altyd 'n mooi ding om te sê, Koningsdag en so, altyd positief. En dit was sy karakter gewees, vol dinge. En as ek so na die Facebook kommentare kyk, met die beriggie, dan besef mens, hy was met almal vriende gewees. Met, maak nie saak wie jy is, wat jou veldkeer, of oud of jonk jy was nie, hy was met almal vriende gewees. En met almal dieselfde gewees, vriendelik, spontaan, oop hand, ook vir die kerk. Ons weet, jy het baie brode hierop afgeleer, as hy hierso was, of as daar iets oor was, dan gee hy dit, daar so by die kerk af, want ander mense het ook nodig, en hy die brood nodig. En dat ek toe dink aan 'n spesifieke vers, wat, ek kan amper nie 'n ander vers lees is dit nie, en dit is die een in Prediker 11, vers 1, en ek lees vir ons daarso, vanoggend, die ou vertaling begin om so, dit sê, werk jou brood op die water, want, na baie dae kan jy dit terugkry. Dan gaan ek die verder ook lees, sê hy verder, gee deel aan 7, selfs aan 8, want jy weet nie wat ramp op die aarde sal gebeur nie. As die wolke vol reën is, giet hulle dit uit op die aarde, en as 'n boom val, na die suide of na die noorde, waar die boom moet val, daar sal dit val. Wie die wind dophou, sal nie saai nie. Wie na die wolke kyk, sal nie oes nie. Soos wat jy nie weet, wat reg die Gees volgens die gebeente binne die buik van 'n swanger vrou nie, net so ken jy nie die werk van God, wat alles doen nie. Saai nie môre jou saad, en laat teen aand jou hand nie rus nie, want jy weet nie wat een gaan slaag nie, hierdie of daardie, en of beide goed sal wees nie. Ek lees tot sover. Werk jou brood op die water, eendag kry jy dit terug. En dit beskryf vir my ook volgende. Hoewel ek weet, en julle weet, hy het nooit iets terug verwag. Ons ken hom dit vir sy voorbeeld hierso in die dorp, en vir elkeen van ons wat nog agterbly, en wat hierso is. En as ons nou na hierdie gedeelte kyk, en ook dan na hom sou kyk, en terugkyk na sy lewe, wat kan ons hier uitleer? Wat leer Prediker vir ons? Die Prediker 11 vers 1. Hy sê as 'n mens, as ons die eerste vers lees, dan in die werk jou brood op die water, dan maak dit vir ons nie sin nie. Want dit voel asof jy weggooi in die mors en jy weet nie wat daarvan gebeur. En die nuwe vertaling vertel om het gooi jou, stuur jou graan oor die water. Gooi jou graan daar so oor die water. En al wanneer dit sin maak, is nou 'n grappie, is as 'n mens bier maak. Jy mag graan op die water gooi. Maar andersins maak dit nie sin nie. En as jy dit verstaan, moet jy beter as na die konteks gaan kyk. In die konteks was dit so dat as jy rivierbanke oorloop, en die rivier
ooste, dan het hulle die saad gevat, die man het in die skei geklim, die saad gevat en het gestrooi. En soos die water dan sink die saad, en soos die water dan nou droog, lê dit daar in die modder, en in hierdie ryk grond. En dan kyk hulle maar, wat kom op. So, dit was letterlik hulle nie geweet wat gaan gebeur met hulle saad, en hoe ver het afstroom, of hoe diep het sink, en waar het gaan lê. Maar, so saai hulle saad, en moet hulle oes. Nou, die skrywer kom sê dit vandag vir ons ook, en vir elke van ons wat hier sit, dat ons ook so deur die lewe moet gaan, dat ons saad die water moet gooi. Gooi jou brood op die water. En dit klink soms laf. Dit klink soms nutteloos. Onnodig om dit te doen in 'n hors van graan. Maar daar lê 'n belofte in hierdie gedeelte. En dit sê vir ons dat God weet. God weet wat hiermee gebeur. God weet wat daarmee gedoen gaan word. Hierdie brood het op die water. God sal seën. Eendag sal jy dit terug staan daar so in die gedeelte. Dis 'n belofte vir elke van ons. Nou, as jy deur die woord werk of gooi kyk, beteken dit jy moet jou hand oopmaak. Jy kan nie net so maak en daar gaan niks aan. Jy moet jou hand oopmaak. Jy moet oop wees. En dit kan nie geforseerd wees met iemand agter jou staan en soos 'n ma met 'n sê maar 'n liniaal wat sê gooi dit nou of los dit. Dit kom van self. Dat 'n mens so moet gooi. Oopmaak. Hoe doen ons dit? Ons doen dit deur dit wat ons doen, ons optrede, waar ons gaan. En dit is ons het nou die dag al gepraat, dit gaan oor diensbaarheid, om te kan dien, daar verander te wees. Dit is 'n leefstyl, die manier hoe jy jouself uitleef. En as ek dan dalk doen en dink nou dadelijk dan dink ek aan positief, hy het nooit gekla by my oor iets of iets gesê, was altyd positief gewees. En dan dink ek in die verse daar in Galasiërs 6 vers 10 waar daar staan, laat ons dan terwyl ons die geleentheid het, dis nou vir ons wat ek sê, as ons die geleentheid het, aan almal goed doen, maar veral in die huisgesin van die geloof, veral die medegelowiges. Laat ons dan terwyl ons die geleentheid het, aan almal goed doen. Ons ook so moet doen goed. What John Wesley said in the rule for Christian life, saying, do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all times you can, to all the people you can, as long as ever you can. Net vandag, en 'n oomblikie daar of so, nie maar heeltyd, altyd. Goed doen, goed wees vir mekaar. Ek kan dink aan die storie van Dawid en Jonathan, waar Jonathan vir Dawid 'n paar keer gered het van die dood. En later is Jonathan te dood. En na sy dood, toe neem Dawid sy seun Mephiboset in sy huis in. En sê vir hom, jy moet hier so saam met kom bly in my huis. En in die woorde daarso staan daar, jy self sal gereeld aan my tafel brood eet. Jonathan het sy brood op die water gegooi. Hy het goed gedoen aan Dawid, om gered 'n paar keer. En lang na sy dood, sonder dat hy het weet, kry hy dit eers terug, sy oes. As Dawid na sy seun kyk en sy seun so. Ons werk ons brood op die water, ook deur te getuig, oor die lewe, met ons woorde, met wat ons sê, vriendelike woorde, wat vrug dra. Werk jou brood op die water, deur te gee, wat jy het. Deur 'n voorbeeld, met dit wat jy sê, met dit wat jy het. En dit het ook gegee wat hy gehad het. Lukas 6 vers 38, geen vir julle sal gegee word, in 'n goeie maat, ingestamp, geskit, propvol, sal hulle in julle hande gee. Geen vir julle sal gegee word. Ou dominee het eenmaal van die spesifieke teksvers gesê, Prediker 11 vers 1, as jy brood op die water gooi,
ons dink eers, as ek op my voete is, dan sal ek iets goeds doen. Of eers ek beter voel, dan sal ek mense begin help, of so, of ek self nou eers beter is, gaan ek mense help, of iets goeds doen nie, as die tyd reg is. Want voordat ons kry, is aan die tyd verby. En die tyd wat ons hierso het, is gewete tyd. Is gewete tyd. En dan het hy niks gesaai. As jy Engelse spreekwoord wat sê, nothing ventured, nothing gained. Paulus sê vir ons dieselfde. Die prediker sê vir ons dieselfde. Sê vir ons, saai wanneer jy kan, en of die wind waai of die wolke kom, en pluk die oes, of die wind waai of die wolke daar so is. Net so versie voor, as in Galasiërs, ek het Galasiërs 6 vers 10 gelees, maar vers 9 staan daar ook. Laat ons daarom nie moeg raak om goed te doen nie. Want as ons nie verslap nie, sal ons op die regte tyd is. En ek wil alles afsluit vandag met die gedagte. Oom Dirk het baie gesaai. Hy het baie gesaai. Op klein maniertjies en op groot maniere en altyd gegee, het 'n oop hand gehad. Mag ons by hom leer. Op ons eie paadjie wat nog voor lê, dat ons ook goed sal doen. En weet dat jy nog op jou pad vorentoe, nog van daai saad wat onder gesaai het, dat ons nog daarvan gaan oes, en jy ook nog daarvan gaan oes. Mag ons aan vashou, en mag ons op die manier ook dankie sê, vir die lewe wat hy geleef het. Amen. Ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vandag so kan sit en op hierdie manier kan groet. Vir iemand wat vir ons 'n voorbeeld was. Ook 'n man en 'n pa en 'n oupa. En vriende en 'n sportman. 'n man wat hard gewerk het. Ons kom sê dankie vir die lewe wat hy met ons kon deel. Dankie vir dit wat ons by hom kon leer het. As u kind. En dankie dat ons weet, soos ons hierso bid, dat daar waar hy reeds by u is, Here, dat en ons het nog 'n tydjie agter, dat u by is, met ons is, met ons. Wil u ons lei op pad vorentoe, wil u die familie en die vriende styf vashou wat toe is in hierdie tyd. Amen. Ek gaan 'n geleentheid gee, daarso eerstens
Eerste dankie aan ons Hemelse Vader wat vir oupa vir soveel jare vir ons geleer het. Ons wil almal bedank wat vandag hier is en ons weet daar is ook baie wat nie hier kan wees nie en vir die wat van ver gekom het. Ons wil ook almal bedank vir die e-posse, die WhatsApp boodskappe, die telefoonoproepe en die besoeke die afgelope week. Daar is net te veel om op te noem. En dan wil ons vir Dawie bedank vir die hulp, dat oupa die aanval gekry het, dan vir Sakkie en Alta en Lisa wat die ambulans gebel het en gehelp het om vir oupa by die hospitaal te kry. Dankie ook aan buurman Pieter en sy behulpsaamheid tydens die voorval. Dankie ook aan almal wat vir oupa by die hospitaal besoek het. Dan vir die hospitaalpersoneel wat vir oupa versorg het en hom omgesien het tot op die einde. Ook aan Simonei wat vir oupa bygestaan het tydens die hele proses en al die redings en die oproepe die familie in kennis gestel. Dan ook aan almal wat blomme en eetgoed, geskenkies gestuur het, baie dankie. Die Jota Siekersdal en Goedel Vervoer, Rikkie en Naudi, Natasha Pieterse, jammer as iemand uitgelaat is. En dankie vir die Paarsags begrafnisdiensondernemers by Ketberg en al die redings en die bystand en behulpsaamheid. Dankie ook aan die Maarten wat die diens gelei het en ondersteuning en die besoeke aan ouma. Dankie ook aan die Renies Jonker met die voorbereiding van die kerkdiens en die reëlings rondom die roudiens. Ook aan Agriet Mouton vir die kragtige ryker. En dan ook aan Mynie en Simonei vir die begrafnisbriefie wat hulle ontwerp het. Dankie ook aan Sasko Woester vir die skenking van die brood. En aan Alma Hoog en die wydssusters, baie dankie vir die ondersteuning en die besoek aan ouma en die hulp en die verversings na die diens. En dan laastens ook, baie dankie aan ouma. Al die moeite wat sy elke dag ingesit het, ons dink die meeste aan jou, in hierdie moeilike tyd, 'n vrou, 'n ma en 'n ouma. By hierdie oomblik wat ons afskeid neem, is ons diep bewus van ons hartseer en verlies. Ons geloof in opgestaane Here vul ons egter met 'n vrede en met 'n hoop. En net so seker as met hierdie afskeid finaal is, so seker is ons dat die Here ons red van die graf en met liefde en met ontferming kroon. En dat Jesus weer sal kom en dat ons vir ewig by hom sal wees. Vandag eer ons die Here vir dit se geloof en vir die bevestiging in die woord van God, dat die wat glo sal lewe al het ook gesterf. En ons glo daarom nie dat ons dit oorgee aan die dood nie, maar dat